Welkom hier so by Live FM, dit is Brandon hier so, en ons is eintlik hier so in die studio saam met Trevor Womrans en saam met Louis Wit. Nou julle ken hulle van, obviously Louis is hier so op die stasie, maar julle het al van Trevor gehoor, met Men's Night Out, en ons is eintlik, hierdie week vier ons, of volgende week eintlik, vier ons Men's Night Out se 10th anniversary. En dis regtig 'n fantastiese ding om aan te dink, want ek kan nie verstaan, dis al vir 10 jaar wat dit nou aangaan, en regtig 'n groot impact maak, en baie testimonies wat ons van hoor en so. En so, Trevor, Louis, hoe gaan dit met julle? Hi Brandon, baie dankie ook vir die kort kennisgewing, dat jy ons gehelp het vanoggend. Ja, nee, dit gaan baie goed met ons, ons is geseënd, gesond, en baie ondankbaar te wees. Ja, net so op vinnig af te skop, jy weet nou die dag, toe ek vir Louis sê, hoorie Louis, ek dink ons moet 'n spesiale dingetjie doen rondom ons, en weet, ek moes so half op my vingers gaan tel, om te sê, hoorie, is dit regtig 10 jaar, want dit het vinnig gekom, en dan besef 'n ou eintlik, weet jy, in die eerste plek, hoe loop tyd staan nie stil nie, vir niemand nie, en so dit gaan oor ons 10-jarige viering, en ons wil graag mense nooi. Gewoonlik is dit 'n manne-aand. Ons kom elke eenmal 'n maand bymekaar op die by Solid Ground. En Solid Ground is al baie bekend in ons area. Louis en Aljana doen baie goeie werk daar vir die Koninkryk van die Here. Maar ja, ons wil die mense nooi, en dit is hierdie keer 'n familiebyeenkoms. Dit is dan nou die 24ste Mei. April. 24ste April is ons 10-jarige verjaarsdag, as ek dit so kan stel. So ja, ons wil die mense nooi, asseblief, bring julle vriende, bring julle kinders, bring vrou, bring vir oupa, bring vir ouma, bring buurman. Ons gaan lekker kuier, en ons gaan 'n groot ene reël vir daai aand. En dit is net amazing hoe die Here met ons 'n pad gestap het. Ek wil net sommer gou noem ook, ekskuus, ek wil nou nie te veel praat nie. Nee, is reg. Jy weet, ons nou die dag toe is ons daar, en ek sê, daar staan 'n paar 100 ouens al deur daarso, en 'n ou sê, hoorie, ek wil jou net in die rede val. En hy het toe nou vinnig gou sy sommetjie gemaak, jy weet, en op daai tyd, en ek praat nou amper weer van 'n jaar terug. Dus al so as jy die sommetjie maak, wanneer ons by mekaar kom eenmal 'n maand, en hoeveel ouens kom so naaste by, is daar al so 4000 manne al deur daarso. So ja, dis 'n blessing, en weet jy wat, alle eer aan die Here. Ja, so. Ja, Louis, dit is dan op Solid Ground, maar jy sal seker vir ons bietjie meer logistics gaan gee. Wat het die ouens nodig vir die aand? Ja, so eerstens Brandon, baie dankie vir die geleentheid weer eens, dat julle ons support in dit, en so as jy verby die Checkers ry, die nuwe Checkers hier in Wilkoppies, jy ry Doringkruin se kant toe, daar is die robot wat van die N12 af inkom, maar jy hou net reguit aan, 3,5 kilos aan die linkerkant. Die ouens kan vir hulle self 'n kampstoel, 'n beker vir koffie en 'n stukkie vleis bring. Gewoonlik hoe dit werk, Heilige Gees is altyd in beheer, so ons kan nie presies sê wat gaan gebeur nie, maar ons worship. So dit is baie lekker, ons het gewoonlik worship vir die eerste rukkie, ons bid, dan is dit iemand se testimony. Nou hierdie aand gaan baie spesiaal wees. Ons het 'n paar ouens gevra wat in die laaste 10 jaar kom getuig het, om te sê, hoorie, deel net so 'n bietjie. So dit gaan regtig 'n groot impak maak. En dan braai ons 'n lekker vleisie, en ons is gesellig. Die Here was net nog so getrou om 10 jaar elke maand 'n unieke testimony. Jy weet, ek kry nou hoendervleis, en ek dink Trevor ook hierso. Want ek sê vir jou, Brandon, as jy hoor wat die Here doen in manne, en in gesinne, en die wonderwerke, en die healings, dan kan jy nie meer as, jy weet, net terugstaan en in awe na ons God kyk nie. Dit is regtig amazing, en die woord sê, ons oorkom
die vyand deur die bloed van die lam en die woord van ons getuie. Amen. Ja, nee, dit is so. En obviously, soos as julle noem, gaan testimonies nou wees wat geshare word. En ek dink dit is regtig iets wat groot is, en veral vir families en so. As jy wil hê jou kind moet bietjie meer opgebou word in die faith en so bietjie vorentoe kan loop en weet dat hy het iets wat nie meaningless is nie. Verstaan, baie van die kinders weet nie regtig, weet, hier is my pa en my ma se geloof, hulle glo in God, hulle glo in Jesus, hulle gaan kerk toe, is nie ek regtig nie, maar nou bring jy dalk jou seun of jou dogter saam, en hulle hoor nou hierdie testimonies, verstaan, daar is altyd iets wat net in 'n testimony anderste aan 'n mens raak. Ek sê altyd, jy weet, daar kry jy weer petrol in jou tank. Ja. Daar hoor jy van ouens wat down and out was, maar wie wat die Here het vir hom nooit gelos nie. Hy het vir hom gaan uithaal daai die gutters uit. Weet jy, daarso het ons al gehoor, ou Brett, Brett is al oorlede. Maar wie ou Brett was nie, hy was nie in 'n kerkverband betrokke nie, maar hy het altyd gesê, weet jy wat, hier kom kry ons kerk in die veld. Dit is ek wil dit ook, dit is interkerklik, daar's geen kerke aan verbonde, ons dien nou hierdie kerk of ons support dit is interkerklik. Dan wil ek ook net bysê, weet julle hoeveel ouens daarso maak die manne los, want weet jy wat, daar kom praat ouens wat hy nie eens met sy vrou kom praat nie. En dan, jy weet, dan stap 'n oue pad of jy weet 'n ou bid daai aand intens vir daai ou, en wie wat daai ou gaan heeltemal anders te uit daar as wat hy ingekom het. En dan ook, jy weet, daar's nou al statistiek wat ook sê, jy weet, as die man draai, dan draai die hele gesin. En ons het al manne gedraai daarso. Dit was en nie ons nie, deur die krag van die Heilige Gees, deur God se genade. Is daar manne wat uitgestap het daar in die 10 jaar wat nooit weer dieselfde sal wees nie. So ja, ons wil die ouens nooi. Dit is nou wel 'n familiebyeenkoms, maar in die toekoms is dit manne aand, men's night out, eenmal 'n maand. Kontak ons, Louis se besonderhede is op Facebook en is op Solid Ground se webpages, en bel ons, maak afsprake en kom join ons manne. Dis 'n tool wat die Here vir ons 10 jaar terug gegee het. And that was not a good idea. That was a God's idea. Want as jy gesien het hoe alles van dag 1 af in plek geval het, is net die Here wat dit kan doen. Definitief. Dit is regtig een ding wat ek dink nodig is vir mans is om te kan 'n plek te hê om te praat en so. Maar ook vir die impak van families is dit nodig vir mans om te draai. So ek dink dit is definitief iets wat regtig besonder is oor hierdie hele 10 jaar journey wat julle al deur is, verstaan. En ek dink regtig, so as julle wil kom draai, julle kan na Solid Ground se Facebook page toe gaan. Julle kan Louis Wit se details daarso kry. Ek kan hom net kontak en sê luister, ons wil ook deelneem in hierdie, of ons wil deel raak daarso. Maar die 24ste, dit begin 6:00 die aand tot wanneer ook die mense nou klaar maak, so jy hoef nie gerush te voel nie, maar daar gaan testimonies wees, daar gaan dan julle gaan bietjie vleis kan braai en lekker saam kuier en so, en mense hê wat die nice ding is, en ek dink wat Paul geleer het vir die ouens wat regtig ons partykeer nie so belangrik ag nie, maar dit is regtig belangrik vir ons is om in 'n community van mense deel te neem, en dit is iets wat belangrik is. So as jy kan behoort ergens waar jy met mense kan deel wat naby jou is, wat ook dalk even dieselfde, nie altyd dieselfde journey nie, maar hulle journey ook deur die lewe. Hulle is ook 'n man, hulle is ook 'n, verstaan, hulle het ook familie, hulle het ook, want julle het nie net die men's night out nie, want julle die women's night out ook nog, wat julle, ek kan nie eens onthou, is dit ook een keer 'n maand of wat, hoe werk hy? Ja, hy gaan maar so kwartaalliks, jy weet, ja, dis nou nie, as daar nou 'n event is, dan sal dan maar ja, ons is nou al besig om daai been het ook nou al opgestaan. En dan die family, julle het al redelik 'n paar family nights ook gehou, en ek dink dis regtig iets wat impak bring in die gemeenskap, maar ook, soos ek sê, dit gee vir mense ergens waar hulle kan inkom en met mense gesels en in 'n community behoort. So dit is nie noodwendig 'n kerk nie, né, maar dit is
dit maak nie saak wat se kerk jy vandaan kom nie. Dis Verstaan, dit is als net oor kom en wees deel van hierdie, verstaan. Ek wil net gou hier in bring gou weer jy weet ons het altyd gepraat van op die koppie en dit is jy weet ons gaan koppie toe Ja. en dis nou nie meer 'n koppie nie, dis nou 'n berg. So daai koppie het ook gegroei. Want die een ou sê altyd, jy weet, yes, dan kom hy Vrydag aand by die huis wanneer dit nou ons bymekaar kom tyd is en hy's moeg en hy's geïrriteerd en dan sê sy vrou vir hom, luister ou boeta, ek het klaar vir jou koelerboksie gepak met jou vleisie en jou koeldrankie, laat jy berg toe gaan. So ja, dan kom hy ou anders terug as wat hy daai aand gevoel het toe hy by die huis gekom. Ja, en dit is definitief iets wat die gemeenskap sal beïnvloed, want soos julle sê, die man wat draai, kan die hele familie draai, en dit is iets wat ek dink ons so nie altyd as belangrik sien nie, maar dit is eintlik baie belangrik om die mans te reach. So dis goed om 'n man te hê wat geïmpak is deur iets en heeltemal omgedraai is, want ons as mans ons praat nie altyd nie, ons is nie altyd oop oor goeters nie, en ons hou dit maar als binne, en dan dit borrel maar op, en dan raak ons maar dit raak maar net rof vir ons, en maar ons praat net nooit nie, verstaan. Ekskuus Louis, ons was hierdie naweek by 'n kamp, en weet julle, die manne raak weg, die vyand kom steel, want van daai kamp, as ek nou vinnig moet sê, daar was seker 'n stuk of 30 mense, en jy weet, ons was 4 mans, en dit was ook 'n familie ding, so die manne raak weg, en ons moenie laat die vyand kom steel hierson. Ja. Die manne moet betrokke raak, want hulle is die koning, profeet en priester van die huis. Ja, Ja, ek wil net by Trevor aanlas, jy weet, die koning, priester en profeet, die kinders kyk op na die pa, hulle kry ook hulle identiteit by die pa, so dit wat die pa doen, gaan hulle doen, ja, en jy weet, elke keer doen die Here in elke persoon iets, as hulle harte oopmaak. Ek onthou die laaste familie na aand het die een girl sommer begin worship, en sy het voor gaan staan, en sy het begin worship, en dit was amazing gewees, jy weet, die transformasie wat jy sien in daai fellowship, en dit is die liggaam van Christus wat by mekaar kom. Ja, en dit is, soos ek sê, is belangrik vir ons om erns te hê waar ons kan deel in deel vorm van so iets, maar soos julle sê, die mans wat so impak het, maar die vyand is regtig, dis sy plan om te kom steel. So dit is regtig belangrik. So as jy nou 'n man is en jy luister en jy dink vir jouself, weet jy, ek het nog nooit regtig deelgeneem aan hierdie nie, dalk het jy al gehoor van mense nou, ek kan nie dink dat jy nog nie gehoor het van dit nie, maar dalk het jy al gehoor van dit en jy wou nog heeltyd uitkom. Ek dink gebruik hierdie geleentheid om jou familie saam te bring en om geïmpak te word deur mense wat journey en mense wat ook gevul is met die Heilige Gees, wat kan luister vir wat die Gees sê en kan met mense met mense kan 'n pad loop en met mense kan gesels en die ding is wat die woord ook sê is soos 'n twee-snydende swaard. Ek wou nie in die Afrikaans hier so mooi vang want ek het al bietjie verloor, maar dit is soos daai twee-snydende swaard. So dis iets wat kan dieper sny as enigiets anderste en ons kan verander meer as enigiets anderste. So ek wil net ook sê, jy weet, yster slyp yster. En dit is wat die manne daar doen. Die een ou het iets oorkom en dan hoef die ander ou nie daardeur te gaan nie en dit is absoluut amazing. Ja. Ek wil nou net 'n WhatsApp nommer los as enige iemand belangstel. Hulle kan WhatsApp op 0632468300. So. Ek wil net gou ook hier inlaas, jy weet, daar kom nou die ouens, julle moet net weet, hierdie is 'n Christelike gebaseerde byeenkoms. Hoekom ek dit sê is seker nou so 2 maande terug, toe kom daar 2, hulle het dit op Facebook gesien en daar kom 2 jong manne, fantastiese manne van God. Hulle kom van Hartbeesfontein af. En hulle stop daar en hulle is toe nou nie seker hoe loop hierdie setup nie. Want eers wil hulle ry, gelukkig toe gaan daar 'n ou, hy moes toe nou ook ry gou-gou.
en hy kry die 2 manne daar. Maar hulle is huiwerig, hulle wil nie aankom nie, want hulle weet nou nie wat om te verwag hierso nie. Ja. En die manne Louis is naderhand ook daar en ons bring die manne maar jy kan sien hierdie manne hulle weet nou nie. En weet julle, daai ouens het ons gejoin daai aand en ek het gedog, weet jy, want jy weet baie ouens kom en gaan, jy weet, dit is nou maar so, jy weet, daar seasons en die 2 manne het toe die volgende maand het hulle toe weer gekom. Sure. So en hulle toe daar sê, weet julle, hier's net iets anders aan die gang. Ja. En dit is so awesome, Louis, weet nie of jy gesien het nie, daai ouens het, en dit is ons hartsbegeerte. Baie ouens kom daar, dan trek hulle, of hulle word verplaas. Ons hartsbegeerte is om daai ou te equip, dat hy na die volgende dorp toe ook 'n Men's Night Out kan begin. En hierdie ouetjies was 2 keer op die berg. Ja. En daai ouens het nou hulle eie Men's Night Out begin. So dis awesome en dit is ons hartsbegeerte. Ja. Men's Night Out moenie net in Klerksdorp wees nie. Hy moet landwyd en sommer wêreldwyd gaan. Want hy klim nou op 'n vliegtuig en hy immigreer. So ja, dit is ons hart. Jy weet dat manne in sy area dan ook dan so ietsie begin. Sure. Ja, en ek dink dit sal fantasties wees. Daar's baie stories wat ek al gehoor het van ministries wat begin het soos dit, waar mense net iets gesien het en dan sê hulle, weet jy, ek wil dit ook doen. En ek dink dit is regtig 'n fantastiese ding om te kan oordra vir ander mense en ander gemeenskappe en ander lande en ander verstaan enige kulture, enige iets soos dit, so die mense reg om die wêreld dink ek het dit nodig, of die mans reg om die wêreld het dit nodig. So ek dink is regtig fantasties, maar baie dankie dat julle saam met my gekuier het vandag. Dit was regtig lekker. Nou ek wil net een laaste keer noem vir die ouens, is die 24ste April 6:00 die aand, Family Night Out, dis Men's Night se 10 jaar verjaarsdag. En dit is regtig iets wat massief is, dink ek, in ons area wat nodig is in ons area ook. En ek dink ook Louis, as jy vir my een laaste keer jou nommer net kan deel. Yes. So as jy wil, kontak asseblief vir Louis. Skryf net gou, gryp gou 'n pen as jy bestuur, moenie waar nie, jy kan altyd die interview op ons SoundCloud gaan kry. En daai nommer is 063-246-8300. 100% baie dankie. En as julle dit gemis het, julle kan ook op Solid Ground se Facebook page gaan kyk, dan kan julle ook die nommer daar gaan kry. Maar dankie dat julle gekom het. Thanks Brandon. Ons sê Brandon, baie dankie in Live FM. Yes. Baie dankie. Julle gaan nou aangaan na 'n musiekpreek toe, maar dankie dat julle geluister het. Dan gaan ons weer terug na ons programme toe.